In die volgende sin sê Paulus, luister hier, om so jouself vir God te gee, is die wesentlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Geef my 'n ander woord vir wesentlike. Dis die essensiële. Dis die kern van die kern van die kern van hoe julle geloof moet lewe. Om jouself aan God te gee. Is interessant, die ou vertaling het gesê, dit is julle redelike godsdiens. Wat beteken, dis die logiese manier om die lewe saam met God te doen. Jy begin, Here, hier is ek gee myself aan U as 'n lewende offer. Ek lees vir julle die vertalings van die ander. Die New International Version sê, this, om jouself te gee as 'n offer, this is true and proper worship. Amplified sê, this is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Dis die eerste tree. Maak nie saak waar jy in jou lewe is, maak nie saak waar jy met jou geloofsgoed besig is nie. Die eerste tree, sê Paulus, ouens, jy moet verstaan. En onthou nou waarmee hy, in die eerste deel van Romeine, die Romeine boek, het hy gesê wat God in Christus alles vir ons gedoen het. Tot die einde van hoofstuk 11. Nou gaan ek praat oor ons werklike lewe. Dan kry jy Romeine 12 vers 1 en 2, soos karniervers tussen hierdie twee blokke inligting. Hy kom gee die geheim vir 'n werklike, elke dagse, egte geloofslewe. Here, hier is ek. Ek gee myself aan U as 'n lewende offer. Dis waar geloofsontwikkeling altyd begin. Dis die nugter logiese manier om te verstaan of te weet waar om jou geloof te laat groei. Dis die eerste stap as jy in die nuwe lewe wil leef. Voordat jy kan bid, Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Is iets anders wat moet gebeur. Ek en jy moet voor God staan en sê, voor ek enigiets bid, Here, hier is ek. Ek gee myself aan U as 'n lewende offer vir U gebruik. Dis waar groei in jou lewe begin. En daarsonder kom jy nie uit die wegspringblok.